Ons gaan verder vanoggend in Genesis hoofstuk 2, ons gaan klaarmaak met hoofstuk 2 vanoggend. Ons fokus sal val op vers 24 en 25, die laaste 2 verse van Genesis 2. Ons praat vanoggend oor die huwelik. En al is u vanoggend dalk nie getroud nie, daar is op een of ander manier wat hierdie ding u gaan raak. So ons wil lê die basis van al die dinge in Genesis. Ons gaan vanaf vers 15 tot en met vers 25 lees, net om die eenheid te kry, en dan sal ons fokus egter op vers 24 en vers 25. Terwyl ons so sit met die Bybel dalk op die skoot voor die oop, kom ons maak die harte stil. Kom ons bid net saam, ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Ons heilige hemelse Vader, daar is niemand soos u, verhewe in heiligheid, groot in almag, liefde, getrouheid, soos wat ons hier gesing het. Ons besing u naam en baie keer kan hierdie dinge klakkeloos oor ons lippe rol, maar hoe heerlik om te besef die waarheid, as ons dink aan u grootheid, u almag, die gedigte God wat ons kan aanbid. Ons wil u eer vir u woord, wat deur al die eeue behoue gebly het vir ons. U het dit bewaar. Ons dankie vir die waarheid waar volgens ons kan leef. Soos iemand baie onlangs vir my gesê het, as ons die giere van ons tyd moet navolg, en ons bepaal maar self wat is reg en wat is verkeerd, oor 'n geslag of 2 sal die dinge heeltemal verander. En ons sal steeds dan ons dinge moet aanpas. Maar as ons lewe volgens u woord, het ons 'n vaste, nimmer veranderende waarheid, waaraan ons kan vashou, wat vir ons 'n anker is vir ons siel. Help ons om daar volgens te leef. Ons praat vanoggend oor die huwelik. Ons het nodig dat u ons self sal kom leer. Ons het nodig om die basis, die fondasie te sien, toe u dit geskep het, toe u dit begin het, ingestel het. Help ons om die waarheid daarvan te besef en dit ook in ons lewe na te jaag. Seën ons, Here, saam. Praat met ons. Ons wil kom hoor wat u vir ons sê. Amen. Genesis 2, ek lees vir die voor vanaf vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Dis die werk van 'n man, bewerk en bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens: dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Ons het verlede week met u gepraat oor die groot bruilof, toe God Eva geskape het en haar na Adam gebring het.
En afgesluit met die gedig, in Hebreëus is dit 'n gedig, vers 23. Dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees, 'n liefdeslied wat hy geskryf het. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Ek wens ek kon, soos party ouens met woorde skilder, wanneer ek praat oor die huwelik, dat ons die klokkies kan hoor, en nie weet die blommetjies sien val, en hoe heerlik en hoe romanties dit ook al mag wees. Dis wat ons gevind het, toe God Eva vir Adam gebring het. Vanmôre as ons kyk na vers 24 en 25, wil ek met u praat oor die institusie, die instelling van die huwelik. Iets wat God gegee het, iets wat God geskep het, wat reg en mooi en goed is, en deur al die eeue dieselfde behoort te wees, volgens hierdie voorskrifte geleef te word. Dis waar ons uiteindelik ons geluk en ons blydskap lê. Terwyl ek wil preek en die musiek en die blommetjies graag sou wou hoor, ons vergeet dikwels, as ons kom by die huwelik, dat ons eintlik, en ek praat van ons as 'n samelewing, deel is van 'n oorlog. Besef jy dit? Die Satan haat alles wat reg is, alles wat mooi is, alles wat goed is. En hy opponeer God in al hierdie dinge. En as hy in hierdie oorlog tussen reg en verkeerd, donker en lig, as hy 'n slag wil slaan, weet hy, dan moet hy die wortel, dan moet hy die basis aanval. En die basis van enige gemeente, die basis van enige samelewing, is die huwelik, wat dan die gesin word. Dis die basis. As ons wonder, wat gaan aan met ons jong mense, wat gaan aan met ons samelewing, hoekom lyk die wêreld soos wat hy lyk, dan lê dit dikwels by die fondasie wat vol krake is, of uitmekaar uit lê. En dit is die huwelik. Dit is waar alles begin. Hierdie oorlog waarin ons gewikkel is 'n stryd tussen leuen en waarheid. Hoor hoe sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 3, 4 en 5. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Hierdie gedagte gaan verder dat dit is eintlik baie duidelik, die wapens is nie vleeslik nie. Ons is nie kwaad vir die Satan aanbidders en ons soek hulle skuilplekke en ons bombardeer dit, jy weet, gaan druk dinamiet onder die fondasies in en blaas hulle plekke op en teiken die bordeel en die drinkplekke en so aan en blaas. Dis nie ons stryd nie. Ons stryd is teen die leuen, teen die valsheid wat verkondig word en wat voorgehou word teen God. En hy sê, dit is hoe ons planne verbreek, skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Dis hoe ons daai skanse laat val. Want ons moet gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En dis wat ons vanoggend doen. Dis wat ons elke keer doen, wanneer ons die Bybel oopmaak. Dan sê ons, Here, leer my, sodat hierdie waarheid my lei. Laat u waarheid my lei. Satan en sy demoniese magte is gekant teen God en alles waarvoor God staan. Nêrens is hierdie stryd meer intens as in ons huwelike, in ons huise nie. Huwelike en gesinslewens lê aan flarde, omdat ons die leuen plek gegee het in ons lewens. Nou ek wil vir u sê, ons is nie net in 'n oorlog nie, maar die statistiek bewys ons is besig om hierdie oorlog te verloor. Statistiek bewys ons is besig om baie vinnig veld te verloor. As jy kyk na die vloedgolf van boosheid, pornografie, seksuele immoraliteit. Dit word aangeblaas en baie subtiel deur die sosiale media, televisie en musiek en tydskrifte en al hierdie boeke en dinge. Dit het 'n epidemie geword wat stelselmatig inkruip en wat lewens en huise vernietig. Geen wonder dat ons in 'n tyd leef waar seksuele immoraliteit, buitehuwelikse,
voorhuwelikse seks, dit is 'n algemene leefstyl. Homoseksualiteit, lesbianisme, dit is vandag soos iemand wat linkshandig is. Jy word so gebore en is nou 'n bietjie anders, maar nou ja, wie is ek om te oordeel? En meeste mense glo dit word biologies bepaal. Mense wat dit teestaan, mense wat homoseksualiteit en hierdie dinge teestaan, word beskou as haatsprekers. Jy's besig met haatspraak, as jy iets daarteen sê, en jy's homofobies. Dis die uitdrukking wat hulle vir mense soos ek sal gee. Bloot net, omdat die wêreld sy rug gedraai het op God, en gesê het, ons sal self kies, ons sal self sê wat is reg en wat is verkeerd. Die duiwel het in sy oorlog teen die huwelik, het hy met 'n verskriklike aanslag gekom. Ek het onlangs vir mense gesê, ek kan nie glo dit wat in die wêreld vandag aan die gang is nie. 20 jaar terug, as jy vir my gesê het, dis hoe dit gaan werk, het ek nog steeds gedink, miskien in Amerika, jy weet, miskien daar ver in Europa, maar nie hier by ons nie. Maar kyk, hoe lyk die wêreld? Daarom sê ek vir die duiwel se fokus, hy het sy aandag gefestig op die huwelik, op die gesin. Hy het die basis aangeval, en het dit reg gekry om sy kloue daarin te kry. Hy weet hoe belangrik die huwelik is in God se plan. Hy weet wat 'n rol die huwelik speel in God se plan. Ek praat van sy plan met die mens, sy plan vir verlossing, sy plan. En daarom doen hy, die duiwel, alles in sy vermoë om die Bybelse konsep van die huwelik te vernietig. Hy gaan nie ophou totdat dit vernietig is. Nou ek wil vir jou 'n vraag vra vanoggend. Ek wil jy uitdaag om hierdie vraag te vat en miskien vir ander mense te vra in die samelewing. As ek vir jou moet vra, wat is 'n huwelik? Wat sal u definisie wees? Wat is 'n huwelik? Jy kan eintlik nie die sekulêre wêreld vra nie, want hulle kan nie eers meer vir vandag sê wat is 'n man of 'n vrou nie. So die mekaar is die wêreld. So wat sal hulle sê van 'n huwelik? Wat sê die Bybel moet ons vra? En ek hoop u het hierdie dinge nou al vasgestel. Wat sê die Bybel, wat is 'n huwelik? Dis een man en een vrou wat onder God saam verbind is om as man en vrou saam te lewe. Een man, een vrou onder God, dit beteken onder sy bestuur, onder sy beheer, onder sy regering, wat aan mekaar verbind is, wat toegewyd is, en om as 'n man en 'n vrou saam te lewe. Ons het verlede week vir u gesê, die huwelik is God se antwoord op eensaamheid. Ons het kameraadskap nodig. Ons het nodig om ons harte oop te maak. Ons het nodig om te praat. Ons het nodig om iemand te hê wat my verstaan en wat my ondersteun en wat saam met my is. Mans het ondersteuning nodig, vrouens het leiding nodig. Dis hoe God ons gemaak het en ons loop hierdie pad saam as 'n span. Gemaak, twee wat nie dieselfde is nie, maar tog pas, né? Dis wat ons verlede week gepraat het. Dis God se antwoord vir eensaamheid. Vanoggend met vers 24 en 25 gaan ons so 'n treukie verder neem, want ons wil kyk na die huwelik per se. En ek wil vir u sê, daar was te min tyd, ek gaan baie oorsigtelik oor hierdie goed moet vlieg. Want dis die klassieke teks waarna al die Bybelskrywers, Jesus onder andere, verwys. Dis waar jy in enige goeie Bybelse beraader gaan. As jy vir hom vra, hoor hier's 'n kwessie, dan gaan jy terug na Genesis 2 vers 24. Genesis 2 vers 24 en 25 is die basis vir die huwelik. Daarom is dit belangrik, en ek gaan vanoggend 4 eenvoudige gedagtes hier uithaal, om hierdie basis vir u in u gemoed vas te maak. Nie net vir uself nie, ook vir u kinders en kleinkinders en vir geslagte wat kom. Dit sal nooit verander nie. Dis God se ewige, onveranderlike plan vir die huwelik. 4 gedagtes met betrekking tot hierdie basis vir die institusie van die huwelik. In die eerste plek, die huwelik is 'n permanente verbintenis tot my maat. Man en vrou, dan praat ek van my maat. As ek 'n man is, dan het ek 'n maat vir 'n vrou, en as ek 'n vrou is, het ek 'n maat vir 'n man. Dis 'n permanente verbintenis.
Die Engelse se woord is net, hy kom net lekkerder deur, né? 'n commitment. Dis 'n verbintenis. Dis 'n onveranderde, ek kies, en dan verbind ek my daartoe. God het Eva geskape, na Adam gebring. Daar was nie musiek in die tuin van Eden nie. Maar ons het verlede keer gesê, daar was musiek in sy hart, né? Want toe hy hierdie vrou sien, toe sê Adam, en hy skryf die eerste gedig, hierdie is nou, wow, nee, hiermee kan ek werk. Dis nou, u verstaan my, u ken my, dis vir my, dis vir hom, wat Eva gemaak is. Nie bo hom nie, nie onder hom nie, gelyk met hom, baie tyd gemaak om daaroor te praat. Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees, is toe die uitvloeisel na hierdie digterslied van Adam. Hier is die basis, Adam, vir die huwelik. Jy en Eva, julle sal een vlees wees. Nou, net as 'n bewys vir u, dat Genesis gegee is, nie net vir Adam nie, geskryf is vir Adam nie, maar ook vir ons, as die woorde van Genesis 2 vers 24, wat heel moontlik nie deur Adam gesê is nie, maar deur God geskryf is. Moses het dit later bygevoeg. Maar dit was gegee as die basis vir die huwelik. Hoekom sê ek so? Want Adam kon nie sy ouers verlaat nie, né? Het jy dit agtergekom? Adam het nie ouers gehad nie. Maar dis die beginsel wat hy gee vir die res van die mensdom. Die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En wat in Eden daardie dag gebeur het, daar is 'n verbond gesluit. Voor God, 'n verbond wat Adam en Eva aan mekaar verbind, en dit maak dit 'n permanente verbintenis. Wat is 'n verbond? Ons verwys baie keer na die woord, en dan praat ons van die woord. Maar wat is 'n verbond? Elke huwelik is 'n verbond. So wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n plegtige eed, of 'n ooreenkoms, wat partye saambind. Maar 'n verbond kom saam met voorregte en verpligtinge. Saam met elke verbond is daar voorregte en daar is verpligtinge. Daarom, as ons vandag nog paartjies trou, dan is daar 'n eed, daar's 'n tyd wanneer hulle na mekaar draai en wanneer hulle voor mense en voor God. Dis 'n belangrike ding om te besef. Dis belangrik om te verstaan. Voor mense en voor God word daar 'n eed afgelê. Die ring is net 'n teken van daardie, 'n ring hou nie op nie, is mos 'n ronde, aanhoudende, die idee daar agter is die simbool van ewigheid. Ek beloof, ek gee myself vir jou. En die ander een sê, ek gee myself vir jou. Hier staan ons voor God en mens, en ons gee onsself aan mekaar. Dis 'n eed, voor God en voor mens. Daar is verpligtinge nou. As man het ek sekere verpligtinge. As vrou het ek sekere verpligtinge. As man het ek sekere voorregte. As vrou het ek sekere voorregte. Wat 'n fees, nou is ons aan mekaar verbind, voor God en mens. Voor getuies lê ons hierdie eed af. Nou al die elemente van 'n verbond is hier, maar ons het nie die woord gelees nie, né? Jy het nie die woord hier raak gesien in die Bybel nie. Maar al die elemente is daar in die eerste plek, en in die tweede plek, die Bybel verwys daarna as 'n verbond. Maleagi 2 vers 14. By geleentheid was daar 'n kwessie en die ouens was moeg geword vir hulle vrouens, hulle wil vrouens skei. Dan sê die Here vir hulle, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Die huwelik is 'n verbond, is 'n ooreenkoms voor God en voor mense. Ook verder in Spreuke 2 vers 17 praat hy van die ontugtige vrou. 'n Vrou wat nie hierdie riglyne van God gewaardeer het en wou eerbiedig nie. Wat die vriend van haar jeug verlaat en die verbond van haar God vergeet. Voor God is dit 'n ooreenkoms, voor God is dit 'n verbond, dit is soos 'n kontrak. Nou dit, vriende, maak die huwelik nie 'n private kwessie nie. Het jy dit geweet? Daar was al mense wat vir my letterlik gesê het, Dominee,
Dis my huwelik, dit het met jou niks te doen nie, as daar hierdie kwessies is. En dan moet ek die een wees om te sê, jy verstaan nie wat is die huwelik nie, en jy verstaan nie wat is kerklidmaatskap nie. Want jy het God se mense gevra om getuie te wees toe jy die dag getrou het. Dit maak ons betrokke, dit raak mense om jou. Dis 'n publieke reëling. Die staat is betrokke, die kerk is betrokke. Dit raak mense om jou. So die huwelik is 'n lewenslange verbintenis tot 'n getroue liefdesverhouding. As ek sê lewenslang, dan sê die Engelse vows dit eintlik so mooi op die trou is net till death do us part. Julle ken mos die woorde, till death do us part. So ek beloof my trou tot die dood ons skei. Romeine 7 vers 2 sê, want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. Daarom is dit 'n verbintenis. Dis 'n ooreenkoms, 'n eed. Ek sal nie loop nie, ek sal nie skei nie, ek sal nie ontrou wees nie, ek sal my aan jou getrou hou. God veroordeel egskeiding. Weereens iets wat in ons dag, niemand knip 'n oog oor so iets nie. God veroordeel egskeiding ten sterkste. Hy het die sterkste taal wat hy gebruik as hy praat oor egskeiding. Maleagi 2 vers 16 sê, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. En dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. God sê, dis 'n gewelddadige ding om hierdie eg te breek. Dis soos die skeur van wanneer jy 'n dier uitmekaar uitruk. En dit word, die herinnering daaraan is wanneer twee diere letterlik verdeel is. Wanneer diere verdeel is as 'n teken van hierdie verbond. Jy onthou met Abraham. Dis 'n gewelddadige daad om te skei. Dit raak mense, dit breek verhoudings. Dis 'n bloedspoor wat agtergelaat word, maar ons dink nie so nie. Want dit sal die beste wees mos vir my. By geleentheid word Jesus uitgevra oor die egskeiding, die fariseërs wat hom in 'n struik wou kry. En hy het hierdie verse in Genesis 2 aangehaal. Matteus 19 vers 4, 5 en 6. Hy antwoord, dis nou die fariseërs en die skrifgeleerdes, hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? En dan voeg Jesus by, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dis in die ergste graad wat God kyk na egskeiding. Dis so ernstig, dat 'n onwilligheid om jou te verbind, om hierdie eed te eerbiedig, en ek wil jy moet baie mooi luister wat ek sê, dis so ernstig, dat 'n onwilligheid om jou daaraan om dit te eerbiedig, word gesien as 'n teken, as 'n eienskap van iemand wat die Here nie ken nie. As jy jou rug draai daarop en jy sê, ek wil daarmee niks te doen hê nie, dan is jy eintlik besig om te sê, ek wil ook nie hoor wat God vir my sê nie. Jy word gesien as 'n ongelowige. Daar's 'n gevalle studie in die Bybel, waar Paulus praat van 'n man, wat in die gemeente in Korinthe was, hy was 'n lidmaat, maar hy het gelewe nie volgens God se voorskrif nie. Hy het gelewe asof hierdie dinge nie waar was, en asof dit nie daar is nie. In 1 Korintiërs 5 vers 2 sê Paulus, en tog is julle opgeblaas, in plaas dat julle liewer getreur het. Dis nou oor so iets wat aangaan. Sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Hy hoort nie eers in die gemeente nie. Iemand wat God se voorskrifte van hierdie huwelik, van hierdie heiligheid, van die eg, sommer maar net weggooi, hoort nie onder kinders van die Here. Nou ons weet, daar's baie maars en dan, en daar's baie dinge. Daar is voorwaardes, ook in die Bybel. Daar word byvoorbeeld gesê, as twee partye in 'n huwelik aan mekaar verbind is, maar een gaan en hy pleeg egbreek, of sy pleeg egbreek, en daar is 'n weggaan daarvan, dan het hy of sy
die eg verbreek, dan is die ander party vry om te trou, sê die Bybel. So daar's uitsonderings. Daar is uitsonderings, daar is altyd mos maar klousules. Maar ek gee vir u die basis. Dis 'n permanente verbintenis. Die huwelik is 'n permanente eed, verbond vir God en vir mens. Ons bring ons by die tweede gedagte. Die huwelik is 'n intieme verhouding met my maat. Dis nie net permanent nie, maar dis 'n baie intieme verhouding met my maat. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die meeste mense wat dit lees, dink dadelik aan die een vlees gedagte, aan die seksuele aspek van die huwelik. Sluit dit in, maar dit behels baie meer as dit. Ons is seksuele wesens. Ons word geskaap as man en as vrou. En die huwelik is die geborge omgewing waarin ons saam leef tot eer van God. Dis wat God gesê het. Daarom om so intiem te verkeer met enige iemand buiten my maat word deur die Bybel genoem egbreuk. Dit wat God gemaak het, spesiaal, word nou verbreek, verag, uit mekaar uitgeruk. Dis die breek van die 7de gebod, van 10 wat God ons gegee het, is dit die 7de een, waar hy gesê het, jy mag nie egbreek nie. Wanneer dit gebeur, het die maat dan 'n Bybelse mandaat om te skei. Matteus 19 vers 9. Ek het dit net na verwys. Hy sê, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreek. En die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Daar's 'n hele studie oor hierdie ding van wanneer mag 'n mens weer trou, maar dit is eintlik eenvoudig. Daar's dik boeke geskryf, maar dit is eintlik eenvoudig. Maar dit gaan baie verder, het ek gesê, as om net die daad te pleeg, né? Wanneer 'n mens jouself verbind aan iemand anders, en as ek 'n man is, en ek verbind my aan hierdie vrou, en ek staan voor die kansel, en ek sê, voor mense, voor getuies en voor God, dit is my maat, dan wil ek myself daardeur gewilliglik afsny, van alle ander flirtasies met ander vrouens, onvanpaste grappies met ander vrouens, gebare teenoor ander vrouens, wat dalk verkeerd geïnterpreteer kan word. Ek behoort net aan een vrou, en dis my vrou. En mense moet dit weet. Dis 'n verskriklike belangrike ding. Daarom, die Bybel praat in Hebreërs 13 vers 4 so, hy sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet. Dan praat hy van hierdie kwessie, moenie eers ruimte maak, moenie die ruimte skep, dat hier enige iets kan insluit, wat tot oneer van God is nie, want God wil dit heilig hou. Nou, as ons praat oor die intieme aspek van die huwelik, dan brei vers 25 eintlik daarop uit. En weer eens, dit gaan nie net oor die seksuele nie, maar hy sê in vers 25, en hulle, dis nou Adam en Eva, was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hom nie geskaam nie. Weer eens, dit sluit die seksuele in, maar dit strek baie wyer as dit. R.C. Sproul skryf oor die gedeelte en hy sê, daar is 'n verband tussen naaktheid en 'n skuldgevoel. Daar is 'n baie duidelike verband tussen naaktheid en 'n skuldgevoel. Voor die sondeval was daar geen skuld nie. Daar was geen skaamte nie. Hy maak 'n punt om dit te sê. Hulle was naak, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Dit was 'n openhartige, dit was 'n natuurlike ding. Nou, een van die ou dominees het ons gesê, hy soek na daai boom waarvan hulle geëet het, want dit lyk vir my die jong mense deesdae weet nie wat is skaamte nie, want hulle openbaar alles, alles is openbloot, hulle trek nie ordentlik aan nie. Skaamte is daar nie meer nie, maar daar is in 'n sekere sin 'n skaamte vir dit wat intiem is, dit wat ek voel net by my hoort. As twee jong mense mekaar ontmoet, 'n jong man en 'n jong meisie, en hulle begin in mekaar belangstel, ons het in die ou taal altyd gesê, die mannetjie begin vlerk sleep, né? En hy begin nou die regte vrae vra, en hy wil uitvind met wie hy nou hier te doen. Dan sê ek baie keer vir die jong paartjies, in die begin is dit 'n baie algemene kennismaak, van wat se musiek hou jy, en wat se stokperdjies, en wat se boeke lees jy, en hulle leer mekaar maar ken op 'n baie
op 'n vlakkige manier. En soos wat die verhouding dan nou groei en hulle mekaar beter en beter leer ken, meer en meer tyd spandeer, meer en meer praat, raak dit al hoe meer hartskwessies wat nou op die tafel gesit word. En dan raak dit 'n kwessie van, daar bly 'n stuk onsekerheid in my hart van, sal sy nog steeds van my hou, as sy alles van my weet? Of sy dink, sal hy nog steeds van my hou, as hy alles van my weet? Daar's daai stuk misterie. Binne die huwelik, is daar geen area wat dan nog bedek is, geheime wat nie oor gepraat word nie, kwessies wat nie aangespreek word nie, alles is openbloot. Maar daar behoort nie skaamte te wees nie. Dis God se manier om te sê, daar is 'n openhartigheid in die huwelik. Dis die intieme deel van die huwelik. Dis waar Adam, hy was dalk baie goeie vriende met die leeu, of met die, wat ook al. Maar hy kon nie hierdie diepgaande, hierdie karakterdinge bespreek. Sy hartskwessies kon hy nie oopmaak teenoor die diere nie. En ek het vir die nog laas keer spottend gesê, Fluffy kan dalk 'n baie goeie kameraad wees, en hy sien hoe ek huil oor die dinge wat by die werk aangaan, en ek's moedeloos, en partykeer is ek plat geslaan, en hy verstaan, Fluffy verstaan, maar Fluffy kan my nie troos nie, want Fluffy kan nie regtig antwoord nie, en hy is nie 'n maat nie. Maar my maat verstaan. R.C. Sproul sê, daar's twee plekke waar die mens naak en onbeskaamd kan wees. Eerstens voor God, in God se teenwoordigheid. Ons moet onsself nie flous nie, God weet alles van jou. Hy ken jou swak punte, hy ken jou foute, hy weet van jou sonde, hy weet alles. En tog is hy lief vir jou. Die God wat my in al my naaktheid ken, hy het my lief. Wat 'n vertroostende gedagte, né? Maar die tweede plek is in die heilige band van die huwelik. Ons kan onsself wees met ons maat in 'n atmosfeer van liefde. Hoekom? Want dit is belangrik dat ek weet, die persoon wat my die beste ken, die persoon wat my op my slegste gesien het, wat weet van my swakpunte, wat weet van my foute, daardie persoon is die liefste vir my, en sy aanvaar my. Dit is belangrik om dit te hoor, dit is belangrik om dit te sê, dit is belangrik om dit te weet. Die huwelik is 'n intieme verhouding met my maat. Daar's geen geheime nie, daar's geen beperkings nie, dis 'n openhartige vertrouensverhouding, waar ons mekaar aanvaar en liefhet, sonder voorgee. Dis 'n probleem, net iets prakties voordat ons aangaan. Dis 'n probleem as my vrou nie my selfoon kan oopmaak en kan kyk wat gaan aan op my selfoon nie. Dis 'n probleem as ek dinge wegsteek vir my man, dinge wat hy nie van mag weet nie. Dis 'n probleem. Dit beteken daar's aspekte van my lewe waar ek nie openhartig is nie. 'n Huwelik is 'n oop verhouding. Hulle was naak, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Ons moet dit najag, ons moet dit soek. Daarom is die hele groei na mekaar en in mekaar is 'n eintlike verhouding waar ons mekaar meer en meer aanvaar, en hoe meer en meer ons van mekaar weet, hoe meer en meer moet ons werk om eenheid te bevorder op alle fasette. Bring ons by die derde gedagte. Die huwelik is nie net permanent nie, en die huwelik is nie net intiem nie, maar die huwelik moet prioriteit bo alle ander verhoudings kry. Die huwelik behoort prioriteit te hê bo alle verhoudings in my lewe. Kyk weer na vers 24. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. As jy net hierdie vers neem, dan leer dit vir ons dat die verhouding tussen man en vrou prioriteit moet geniet bo elke ander menslike verhouding. Let op die woorde, verlaat, aankleef, een vlees. Verlaat beteken, daar's 'n uitdaging om te sê, my kinders, ek is lief vir my kinders, maar hulle moet uit die huis uit. Ek maak hulle groot om volwassenheid te bereik, sodat hulle kan aangaan in die lewe. My verhouding met my kinders mag nie prioriteit geniet bo my verhouding met my vrou of met my man nie.
In 'n sekere opsig verlaat jy baie dinge as jy trou. Jy verlaat jou jongman lewe, jy verlaat jou jong meisie lewe. Somstyds is dit nodig dat jy selfs van sekere stokperdjies ontslaa raak, bloot net omdat dit te veel tyd vat, bloot net omdat daar's net nie geld dalk nou daarvoor nie, of wat dit ook al mag wees, maar jy verlaat sekere goed, omdat jy jou verbind aan iemand anders. Aankleef is om daardie nabyheid en die toewyding te soek van mekaar, om tyd te neem en dinge uit te sorteer, om naby te voel en te weet, ek kan my hart oopmaak, dis nodig, dis hoe dit is, aankleef, en die lewenslange soektog om een vlees te wees, is om in alle opsigte van die lewe, in alle fasette, alle arenas, eenheid na te jaag, finansieel, emosioneel, intellektueel, beroepsgewys, in al die plekke moet ons op dieselfde golflengte wees. Ons praat oor die ding, ons praat met mekaar, sodat ons een vlees is. Nou die teks maak dit duidelik, en ek weet ek gaan nou op tone trap, maar jy moet maar vir my kwaad wees, ek gee nie om nie, dat my man of my vrou is nader aan my, selfs as my kinders. God het die man, die pa-kind of die ma-kind verhouding gemaak vir 'n tyd. Dis 'n tydelike reëling. As ek die regte woorde moet kies, dis 'n tydelike reëling. Jy moet die kinders verwelkom en hulle moet grootgemaak word en hulle moet aan die begin baie aandag, later minder en minder, en dan leer ons hulle om self aan te gaan in die lewe. Maar daar kom 'n dag wat ons sê, nou's boetie uit, nou sissie weg, maar ons bly. Dis 'n permanente reëling tussen ma en pa, maar nie 'n permanente reëling tussen pa en boetie of ma en boetie nie. Die ouer-kind verhouding is bedoel om net 'n tydelike reëling te wees, selfs jou biologiese kinders. En daarmee saam kan jy sit jou stiefkinders. Al die kinders wat grootgemaak word in jou huis, word grootgemaak om die huis te verlaat. En jou voorbeeld van prioriteit aan my maat, die prioriteit wat ons geniet, daai voorbeeld moet vir jou kinders dien as voorbeeld, ook vir hulle huwelik eendag. So in daardie sin is die huwelik dikker as bloed. Ons sê ons bloed is dikker as water. Die huwelik is dikker as bloed. En jou maat is jou hoogste prioriteit. Daai kragtige natuurlike drang om jou kinders lief te hê, is nie verkeerd nie, maar dit moet tweede plek in jou lewe inneem. Tweede plek. Want jou maat is eerste. Jou maat bly eerste. Jy moet eerstens wees 'n godvreesende maat vir jou maat. En jy moet jou huweliksmaat lief hê. Nou in die beradingskwessies praat ons van 'n kindgesentreerde huis. En weet jy hoe lyk dit? Baie kortliks. As jy jou huis so inrig dat die kinders regeer, die kinders se prioriteite, die kinders se alles, is al wat oor die huis gaan. Boetie dit, en dan het boetie dit, en dit is my alles, en dan sien ek op Facebook, hoe sê die mense, en alles, my kind is my alles, en ek sal doodgaan sonder hom, en dan dink ek, jy verstaan nie die Bybelse kwessie van die huwelik nie. Want as boetie en sissie met hulle karate en danslesse en alles klaar is, en hulle is uit die huis uit, en dis nou stil, dan sit ma en pa in die huis, en hulle kyk na mekaar, en hulle sê, wie is jy nou weer? Want al ons aandag, al ons tyd, al ons geld het gegaan vir die kinders, en ons wou hulle 'n goeie opvoeding gee, en dit is nie verkeerd nie, maar ons het vergeet, daar's iets belangriker as my kinders, en dis my maat. Kyk na die teks. Die man sal sy ouers verlaat, sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Dit is 'n moeilike ding, is 'n belangrike ding. Daar's altyd kwessies, wanneer die kind die sentrale deel van die huis is, en die kind gaan uit, wat dan? Wat dan? Bring ons by die laaste aspek, en dit is, die huwelik is 'n Christus gesentreerde verhouding. Die huwelik is gemaak om Christus gesentreerd te wees. Nou ek wil hê jy moet terugdink aan hoofstuk 1 vers 27. Voordat ons by die detail van die skepping gekom het, is daar vertel, God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Ons is geskape na die beeld van God, en ons is geskape om die beeld van God uit te dra. Ons is beelddraers, ons moet sy natuur najag, ons moet sy natuur weerspieël in ons wêreld. Elke mens individueel,
Maar die man en die vrou in die huwelik, korporatief, met ander woorde saam. Elke mens individueel, maar die man en die vrou saam. Nou ek wil 'n paar maniere noem waarop 'n man en vrou, 'n huwelik, God se wese moet weerspieël. Dink saam met my hieraan. Dink aan die eenheid en die diversiteit van die goddelike drie-eenheid. Die eenheid en die diversiteit. Wat beteken die goddelike drie-eenheid is een, maar hulle is divers. Hulle is tog anders, maar hulle is een. Net soos die huwelik. Ons het mos verlede week daaroor gepraat. Hulle is een, maar hulle is tog anders. In die tweede plek, dit weerspieël ook die onafhanklikheid, of die interafhanklikheid, en ook die interafhanklikheid van die lede van die drie-eenheid. Onafhanklikheid in die sin van, ek kan lewe sonder my vrou, en sy kan lewe sonder my, maar ons kies om van mekaar afhanklik te wees. Ek wil nie lewe sonder haar nie, en ek hoop nie sy wil lewe sonder my nie, want ons is een, onafhanklik, maar interafhanklik. Ek kan sonder haar werk toe gaan, sy hoef nie heeldag my hand vas te hou nie, ek kan dinge doen sonder haar, net so kan sy, maar ons bly van mekaar afhanklik. Dink aan die goddelike drie-eenheid. Dink aan die gelykheid en die ondergeskiktheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dis die rangorde. Jesus het self gesê, hy stel hom ondergeskik aan die Vader. Maar beteken dit dat Jesus minder werd is as God die Vader? Op een of ander vlak minder kan doen, of minder enigiets is? Nee, hulle is presies gelyk. Dis dieselfde in die huwelik, en ons het daaroor gepraat. Dink aan die kreatiwiteit van die drie lede van die goddelike drie-eenheid. Al drie is betrokke by die skepping gewees, dit het ons gesien. En ek het vir die destyds gesê, al drie is betrokke by die redding van 'n siel. Al drie is betrokke in mense se lewens, kreatief, elkeen op sy manier, net so die man en die vrou. Ons is verskillend, ons is kreatief, ons probeer mekaar se kreatiwiteit aanhelp, aanspoor. Dis wat ons 'n goeie eenheid maak, omdat ons juis anders is en kreatief probeer dink. Dink aan die gemeenskap, die verhouding onderling. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Perfekte harmonie, perfekte gemeenskap, fellowship, wat hulle van ewigheid af het, binne die goddelike drie-eenheid. Wat van die mens? Die huwelik behoort dit ook te hê. Gemeenskap in alle opsigte, op dieselfde vlak. Ons weet waar ons verskil en ons praat daaroor. As jy dink aan die goddelike drie-eenheid, dan het Jesus gesê in Johannes 14 vers 26, die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En ek het al by 'n Pinkster, ek onthou spesifiek, ek weet nie watter jaar dit was nie, het ek hieroor gepreek. Jesus sê nie vir die disippels, luister, as die Heilige Gees kom met julle na hom luister, hy gaan vir julle nuwe goed gee, maar luister daarna. Hy sê, hy sal vir julle alles sê, hy gaan dit sê wat ek vir julle gesê het. Wat sê dit? Hulle praat dieselfde taal, nie waar nie. Johannes 15 vers 16, Jesus praat met sy disippels, hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat julle die Vader, sodat wat julle ook al die Vader in my naam vra, hy julle dit kan gee. Sien jy die ooreenkoms? Jy gaan nie iets anders by hom kry, as wat jy by die een kry. Dis hoe dit moet wees by die huwelik. Alhoewel ons verskillend is ons op dieselfde golflengte. Ons praat dieselfde taal. Dan ook totale toewyding van elke lid van die goddelike drie-eenheid. Daar's nie een wat minder doen, of een wat lyf wegsteek somtyds nie. Dit is 'n totale toewyding aan die ander lede. In 'n huwelik, dit behoort dieselfde te wees. Ons moet toegewyd wees aan mekaar. Eenheid, samewerking die laaste een. Dit is alles 'n eenheid binne die goddelike drie-eenheid, en die huwelik moet dit weerspieël. Dit raak 'n probleem, en ek gaan nie praat oor kinderopvoeding nie, maar kinders wat later kom, is meesters om as 'n sondige sielietjie die gaping tussen pa en ma te misbruik. Julle weet mos, sal na pa toe gaan, pa, kan ek so en so kry, dan sê ek, as mamma sê dis reg, dan kom hy by pa, ma, dan sê, pa het gesê dis reg, ma, kan ek maar kry. Hy vat die gaping tussen pa en ma. En as ons nie met mekaar praat nie, dan kom ons nie agter, hier is 'n kind wat besig is om ons te speel. So ons moet 'n eenheid vorm, skouer teen skouer staan met die kinderopvoeding. Eenheid, toewyding, samewerking, al hierdie goeders reflekteer van die goddelike drie-eenheid.
Die huwelik is so ontwerp. En God gebruik 'n metafoor om sy verhouding onderling en sy verhouding met die mens te weerspieël of te laat weerspieël binne die huwelik. Kyk saam met my na Efesiërs 5 vers 22 en 23. 5 vers 22 tot 27 verskoon tog. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. God praat van sy verhouding met sy mense. En hy sê, dis hoe die man teenoor die vrou moet wees. God, Jesus is die bruidegom, kerk is die bruid. Ek is die bruidegom, my vrou is die bruid. So moet ons verhouding teenoor mekaar wees. En God gebruik dit om te sê, hierdie is 'n geestelike saak. As Christus nie die middelpunt is nie, is daar altyd probleme. As Christus nie nagejaag word nie, is daar altyd probleme. As Christus nie die objek is van ons lewens en die doelwit van ons lewe nie, is daar altyd probleme. Nou vriende, net soos God vir Eva geskape het, om die bruid te wees vir Adam, net so het Jesus die kerk verlos. God het die kerk gered om 'n bruid te wees vir sy seun. En ons word deur hierdie aardse verbond van 'n huwelik, word ons nou by mekaar gevoeg. En vir party ouens is dit 6 maande, en vir party ouens is dit 1 jaar, en vir party is dit dalk 4 jaar, en dan kom jy agter maar, nou is dit nie meer so lekker soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. Wat kan ek nou doen? Die wêreldse oplossing is, kies iemand anders. Iemand anders wat die vlinders in jou maag weer gaan wakker maak en wat jou weer gaan laat goed voel. God sê nee, nou moet ons gevorm word, nou moet ons getoets word, nou moet ons reggemaak word, om uiteindelik in hierdie verbondsverhouding met die Here Jesus te kan staan ook. Want dit gaan oor my vorming, dit gaan oor my, ek moet geskuur word, soos yster wat yster slyp. Daarom moet ons altyd ons huwelike ook sien in die lig van ons verhouding met God. In die lig van hoe ek voor die Here wandel. En ek wil vir 'n versie wys wat ek raak gelees het met die voorbereiding, wat eintlik skokkend is, maar dink saam met my hieroor. Openbaring 19 vers 9 sê, hy sê vir die apostel Johannes, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Daar gaan 'n huwelik wees in die hemel eendag. Ons lees daarvan in Openbaring. Dis die bruilofsmaal van die lam. Salig is die wat daar gaan wees. Want hulle gaan deel uitmaak van die bruid van Christus. Hulle gaan deel wees van sy eiendom. Dis die ouens wat op aarde gesê het, Here, soos U sê, so sal ek maak. Soos U lei, daar sal ek gaan. In al ons verhoudings, en spesifiek meer intiem, die intieme deel van ons huwelike ook, soos wat U dit wil hê, so wil ek dit doen. Dit bewys, ek behoort aan U. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Nou ek kan vir U sê, met die evangelie wat verkondig word, hier, en miskien op ander plekke waar U dit hoor, die uitnodiging is vir U. U hoef nie te wonder, nee, maar wil die Here my daar hê? Jy weet, sal daar vir my ook plek wees? Daar's altyd plek vir die wat kom. Vir die wat in geloof na die Here Jesus toe kom, is daar altyd plek. Sê, ek wil aan hom behoort. Ek wil ook deel wees van daardie gemeente, van die kerk van die Here Jesus. Ek wil deel wees daarvan. Ek wil my lewe aan U oorgee. En as jy dit doen, dan maak dit al hierdie ander aardse institusies, waarvan die huwelik die belangrikste is, maak dit net soveel makliker, om te sê, ek lewe dit, ek doen dit, in die lig van God se woord. Ek lewe so, want ek is geleer deur die Here hoe om te leef. En dit, vriende,
is waar die geluk en vreugde lê. Dis waar blydskap lê. Dis ons dit moet najag. Mag die Here u help om die evangelie te sien. Dit is vreemd, né? Dat ons Jesus sien in die skepping, dat ons Jesus sien in die huwelik, dat ons Jesus sien in al hierdie dinge. Dis hoe dit hoort. Want hy is die een waaroor alles gaan. Dis sy verhaal. Ons is dankbaar om deel te wees daarvan. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is vanoggend voor U as 'n gemeente om te kom bely dat ons U nodig het. Ook om te sê dat ons besef, wanneer ons U teleurstel, is ons eintlik besig om onsself te skaad. Is ons besig om die lewe vir onsself baie moeilik te maak. U het vir ons die basis kom lê, U het vir ons die beginsels kom wys van 'n kosbare, 'n baie geseënde institusie, instelling, naamlik die huwelik. En U wil hê dat ons onsself daardeur sal beoefen om dit te gehoorsaam, om so te leef saam met ons maats, dat ons U sal eer. En die byproduk is dat ons seën daardeur ervaar. Dit mag dalk moeilik wees om raak te sien, maar die uiteindelike kwessie van ons dag, die rede vir al die hartseer en vir die verwarring wat heers, is omdat mense die beginsels nie verstaan nie. En as ons dit verstaan, wil ons dit baie keer nie uitleef nie, wil ons dit nie gehoorsaam nie. Sal U ons genade gee. Ons wil soos Nehemia kom bid vir ons volk. Ons wil kom bid vir ons mense wat weggedraai het en wat nie meer die regte ding doen nie. Soos wat Nehemia gesê het, ons het goddeloos gehandel. En die verantwoordelikheid berus by ons om reg te maak. Om te sê, ja, ek besef ek het foute gemaak, maar ek gaan dit regstel. Gee ons genade daarvoor. Ons eer U vir U trou. Dankie vir U woord. Help ons en leer ons verder tot lof en eer van U naam. Amen.